Goeiemôre almal. Dit is so lekker om vanoggend weer sommer net in die woord te wees en dieptes in die woord te ontgin en te besef dat die woord is vir ons 'n skatkis wat onuitputlik is. En elke keer as die Here kom en hy kom highlight 'n nuwe gedeelte om met ons te deel, om in ons lewe die impartation te gee, dan besef ek dat ons sal nooit op aarde genoeg kennis van die woord kan hê. Hierdie woord is net te onuitspreeklik diep vir ons. Nou, ek wil vir ons 'n gedeelte lees in Galasiërs 5 vers 7 tot 10. We were running the race nobly. Who has interfered in hindered and stopped you from your hearing and following the truth? This evil persuasion is not from him who called you, who invited you to freedom in Christ. A little leaven, a slight inclination to error, or a few false teachers leavens the whole lump. It perverts the whole conception of faith and misleads the whole church. For my part, I have confidence toward you that in the Lord that you will not take contrary view of the matter, but will come to think of me. But he who is unsettling you, whoever he is, will have to bear the penalty. Hier praat Paulus spesifiek met die Galasiërs dat hulle moet oppas om gemengde saad en gemengde woord en doktrines in hulle lewe toe te laat, want al is daar baie keer net 'n klein gedeeltetjie, kan dit jou heeltemal stop op jou pad wat jy met die Here loop. En die Here wys vir my met hierdie gedeelte dat baie keer dan fokus ons so op die groot goed wat ons kan identifiseer in ons lewe. Maar daar is plekke waar die vyand 'n strategie het om goed in ons lewe in te gooi, wat dan so suurdeeg is, stadig, tog ons 'n bietjie van pas afbring. En ek het begin bid dat die Here vir my wys die plekke waar daar gemengde goed in my lewe is, wat ek nie van weet nie. En ek besef dat die Here is besig met 'n pad van ons van heiligmaking. En hierdie heiligmaking het te doen met ons gees, siel en ons liggaam. En ek dink die Here is regtig besig om vir ons te laat fokus op die goed wat ons nie eers bewus van is nie. Hierdie afgelope tyd is ek so bewus van plekke waar die Here werk in ons lewens, in my eie lewe, maar ook in mense se lewens wat ons nie eers bewus van is nie. En dan skielik op 'n tyd kom daar 'n lig op en ons besef, sjoe, die Here het hier vir my deurgekom sonder dat ek dit eers geweet het. Ek en jy moet net weet dat die Here het 'n pad vir elke een van ons. En ons is so bewus daarvan dat ons net hier op aarde lewe en dat ons aardse lewens vir ons eintlik die realiteit is wat ons elke dag belewe, en dan besef ons nie, ons is 'n gees, 'n siel en 'n liggaam nie. Ons is so vasgehou deur hierdie riem waarin ons lewe, terwyl die Here tog vir ons gesê het in 1 Petrus 2 vers 9 en 10, but you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ek en jy is letterlik geroep om sy lig te reflekteer hier op aarde. Nou, wat baie belangrik is, wat ons nie altyd verstaan nie, is dat 'n lig is nie daar wat bewus is dat hy skyn die hele tyd nie. Dis net die krag wat deur hom skyn, wat 'n lig maak vir ander mense om te kan geniet, te kan gebruik, 'n riglyn te wees en 'n padwyser te wees. Nou, as ek en jy kyk na ons wat aan God behoort, dan is ons so bewus van ons fisiese liggame, maar ons moet weet dat daar is 'n geesdimensie, ons gees wat God mee werk. Ons is sy houers, en hoewel ons op aarde lewe
En ons liggame manifesteer hier op aarde. Ons liggame is gebonde aan tyd, aan die swaartekrag van die aarde, aan alles in hierdie dimensie. Is ek en jy nie net wedergebore om in hierdie dimensie te werk nie. Ek en jy is wedergebore en dit het ons in 'n dimensie ingebring dat in die gees kan ons siel en ons geesdimensie buite hierdie aarde funksioneer en letterlik dit soos dit in die hemel is aftrek aarde toe en ek en jy word 'n deur soos wat Jesus die deur is. Jesus is die deur wat weer hemel teruggebring het aarde toe, wat ons weer kom verbind het met ons Vader se huis. Maar met ons wedergeboorte het ek en jy ook 'n deur geword, waardeur God graag wil werk hier op aarde. En daarom is dit so belangrik vir my en jou, om tyd met die Here te spandeer, om in sy teenwoordigheid in te gaan, om hierdie lewe van intimiteit met hom te hê, want soos wat ek en jy dit doen daagliks, kom hy en hy vul ons, hy raak ons aan, hy salf ons vir dit wat hy in die dag deur ons wil doen, veral op die plekke waar ons nie eers bewus is daarvan nie. Nou moet ons verstaan dat, wat beteken dit om in intimiteit met God te wandel en te lewe? Baie belangrike skrif, wat vir ons hierdie deur tussen die fisiese riem en die geesriem so duidelik wys. Ek en jy wat wedergebore is, ons liggame is nog gebonde aan tyd op aarde en aan die swaartekrag en aan die wetenskaplike wette van die aarde, maar ons gees en ons sielsdimensie het weer teruggekom in lyn met God se ewigheidsplan. En daarom ons siel en ons gees lewe tot in alle ewigheid. Ons liggame gaan die pad wat die wêreld, die swaartekrag, die tyd, die alles wat op aarde moet gebeur, wat hier vasgesluit is. Maar ek en jy het die deur geword, soos Jesus die deur is, om verlos te wees van die aardse wette en goed wat ons beïnvloed en ons wil terughou en weghou van God. Wanneer ons kyk na Efesiërs 2 vers 6, dan wys hierdie skrif vir ons so duidelik wat dit beteken. And he raised us up together with him and made us sit down together, giving us joint seating with him in the heavenly sphere, by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the Anointed One. Nou, wanneer ons hierdie ding lees, dan moet ons besef dat al lewe ons op aarde, lewe ons ook in die hemel, is ons alreeds in heerskappy in Jesus Christus. En daarom is dit so belangrik om te weet, ek het net nou vir ons gelees, we are a royal priesthood. Jesus is die hoëpriester, wat sit aan die regterhand van Vader God. Maar ek en jy het nog die verlenging, die ekstensie aarde toe. En deur my en jou, ons liggame, ons gees, siel en ons liggaam, kan hy ons gebruik om, soos dit in die hemel is, deur die deur wat ons is hier op aarde te kan laat vloei. En daarom moet ek en jy besef dat ons verhouding met God is baie belangrik, veral vir die goed wat God deur ons doen op aarde, sonder dat ek en jy dit weet. 'n goeie voorbeeld wat ek so baie gebruik, is Petrus. Vanuit sy verhouding met God, het God hom gebruik sonder dat hy het weet. Hy het gestap en mense het vry geword en genees van sy skaduwee, van God se teenwoordigheid in sy lewe. So ek en jy is nie net mense wat wetend met mense praat oor die Here nie. Ek en jy is houers, ligdraers van God, wat hy gebruik om sy lig deur ons te reflekteer, sy teenwoordigheid deur ons te reflekteer, om duisternis te verdryf uit mense se lewens uit,
Wanneer hulle in ons teenwoordigheid kom, dan skielik kan hulle meer oopraak vir die gees van God, nie oor wie ek en jy is nie, maar oor wie hy deur ons is. En ek wil hê ons moet bewus word van die belangrikheid van ons verhouding met die Here, is nie net om onsself op te bou nie, maar hy vul ons, sodat ek en jy 'n ekstensie kan wees, vanuit daai regterhand van Vader God, waar ek en jy sit, terselfdertyd lewe en wandel ons op aarde, en dit wat ons langs hom en langs Vader God en in hom sit, is 'n ekstensie van wat hy deur ons wil doen. Ons is die deur, ons is die portal wat hy wil doen en wat hy wil op aarde deponeer om 'n verandering te bring. So, dis wonderlik daai tye wat ek en jy vir mense bid, wat ons goed sê, wat ons die woord verkondig, wat ons getuienisse het. Dis wonderlik wanneer ons bewus is daarvan in ons verstand en in ons mens wees, maar die tye wat hy ons gebruik, wat ons net 'n ekstensie is, 'n portal is, 'n deur is hier op aarde, om verandering te bring. Dis daai plekke, dink ek, wat so kosbaar is, en wat ek en jy net eendag sal hoor van. Ons is nie eens bewus daarvan nie, maar ons is God se instrumente. En daarom sê hy in Romeine 6 vers 13 en 14 vir ons, julle gee julle instrumente, julle is instrumente van God, wat hy gebruik op aarde, of ons het weet en of ons het nie weet nie. En hierdie is een van die dieptes van die geheimenisse van ons wedergeboortes en van ons lewe op aarde. En ons is altyd so bewus van die geestelike kant waar die duiwel, die aanklaer van die broers, dag en nag ons aankla oor al die verkeerde goed in ons lewe, die verkeerde goed wat ons doen. Maar kom ek en jy raak opgewonde oor die geheimenis van God, wat in ons is, daai kosbare skat, wat die boek van Korintiërs van praat, wat binne in ons is, wat God gebruik, soos en wanneer dit hom behaag. Vader, wanneer ons kyk na hierdie gedeeltes van u woord, dan is dit asof wat ons so 'n tevrede, 'n troos teenwoordigheid van u ervaar, dan besef ons, daar is goed in die geesdimensie, wat ons nie altyd van bewus is nie, maar ons behoort aan u, en ons wil sê, soos Jesaja, wat gesê het, Here, hier is ek, stuur my, wil ons sê, Vader, gebruik ons tot u eer, soos en wanneer u wil, en ons wil u kom eer, en u kom aanbid, vir die geheimenisse en dieptes van u woord, en die redding wat in ons opgesluit is. Here Jesus, dankie dat u ons teruggebring het, na ons Vader se huis toe. Amen.